Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Nou, dis die einde van nog 'n week en ek sien ook is einde van nog 'n skoolkwartaal, 23 Junie. Ek sien die kinders is nou bietjie van vandag af met vakansie. So ons vertrou die Here ook dat hulle na die liggaam sal uitrus, maar ook na die siel verkoop sal word. Dit is belangrik dat ons sal weet, die Bybel sê vir ons, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit hou na die woord, en ek vertrou dat u as ouers ook die kinders sal aanmoedig om ekstra tyd met die woord te spandeer. Maak dit vir hulle interessant. Kry vir hulle Bybel vasvra program of help hulle so bietjie met 'n Bybelstudie of gee vir hulle so bietjie ietsie om te lees. Die katekismes is daarso wat fantasties is, vir al die Heidelbergse katekisme, die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ja, leer hulle om lief te raak vir die woord en lief te raak vir die dinge van die Here. So ja, ons hoop hulle geniet die vakansietjie ook. Nou vriende, ons is tans besig met die gelykenisse. Jy sal onthou ons het begin met die gelykenisse, toe was daar Hemelvaart en die Pinkster, die onderbreking daarvan, en vanmôre gaan ons nou weer aangaan met die gelykenisse. Nou vanmôre se gelykenis kom uit Matteus 21, die baie besondere gelykenisse van die twee seuns. Nou, dis nie die twee broers wat ons van lees van die verlore seun en sy oudste broer nie. Hierdie gaan net oor twee seuns en 'n opdrag wat die Vader aan hulle gegee het. En ons gaan gou hoor wat sê die Bybel vir ons daaroor. Ons lees daar in Matteus 21 vers 28. Jesus sê, maar wat dink julle? 'n Man het twee kinders gehad en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê. En hy antwoord en sê, ja Heer, en hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom, die eerste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie. Maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Baie interessante gelykenis wat die Here hier in die Bybel vertel. En u sal onthou, ek het vir u gesê, gelykenisse is maar eenvoudige aardse stories, waar alledaagse en bekende dinge of gebeure of optredes van mense gebruik word, om vir ons in die eerste plek te wys hoe ons moet lewe, en hoe ons moet optree teenoor ander mense, en hoe ons God moet verheerlik in ons optredes. Maar hierdie gelykenis het altyd ook dan 'n hemelse boodskap, of 'n hemelse waarheid in vervat. Met ander woorde, hoe sal dit my lewe beïnvloed in die hiernamaals? As ek gehoorsaam daarin is, hoe sal dit my lewe beïnvloed? As ek ongehoorsaam daarin is, hoe sal dit my lewe beïnvloed? En ag vriende, ek het vir u gesê ook, ons hoef nie vir 'n dieper betekenis te soek of vir 'n verskuilde betekenis te soek nie. Ons kan maar net eenvoudig die gelykenis lees en sien hoe die Here self die gelykenis dan vir ons verklaar. Nou in vanmôre se gelykenis lees ons van hierdie verhaal wat die Here vertel van die twee broers. Die Bybel sê die man het twee kinders gehad en hy het vir hierdie twee kinders opdragte gegee. Die een het aanvanklik gesê, Vader, ek wil nie dit doen nie. Later berou gekry en dit gaan doen. Die ander een het dadelik gesê, my Heer, ek sal dit doen, en hy het nooit gegaan om dit te doen nie. En dan gee die Here vir ons 'n betekenis of 'n verklaring sê eerder wat vir ons betekenis gee aan hierdie gelykenis dan. Nou vriende, kom ons val eerder eers weg en dan vra ons vir onsself die vraag af, aan wie die Here hierdie gelykenis vertel. Nou as u die konteks gaan lees, sal u sien, dit was die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. Hulle was altyd besig om met die Here te redekawel, 'n stryk vir hom te probeer stel, vra vir hom te probeer vra, om hom op een of ander manier deur die wet te laat val en dan hom aan te kla. Hulle harte was nie reg met die Here gewees nie. En hierdie hele Matteus 21 gaan oor verskillende gebeurtenisse wat dan uitgeloop het op hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel het. En nou, ek gaan dit vir u kort en bondig eenvoudig stel wat hierdie gelykenis eintlik beteken. Die twee seuns is eenvoudig hierdie twee groepe mense wat die Bybel vir ons identifiseer. Die eerste groep sien ons is die seun wat die Vader vir hom gesê het, gaan werk in my wingerd, en aanvanklik sê hy nee, later berou gekry en hy het gaan doen. En dit is die betekenis eenvoudig, dit is die tollenaars, die hoere en al hierdie ongeredde mense, hierdie wat in die oë van die skrifgeleerdes en die owerpriesters en die ouderlinge as veragtelike mense gesien was. Hulle was mense wat in oppositie was teenoor God se woord. Hulle het by afgodstempels gaan eet en gaan drink en hulle lewe geniet. Hulle wil niks met God en godsdienst te doen gehad het nie. En hier kom die Here Jesus op die toneel, eers Johannes die Doper,
En die Bybel sê dat hulle bekeer op Johannes die Doper se boodskap, baie van hulle. En later dieselfde met die Here Jesus. Ons dink aan 'n man soos Saggeus, ons dink aan die vrou by die put van Samaria, ons dink aan die owerspelige vrou daar in Johannes 8. Dis uitvaagsels van hierdie lewe wat niks met God en sy gebod te doen wou gehad het nie. En die Here het hulle harte verander sodat hulle berou getoon het, besef het hulle is op verkeerde pad en hulle het hulle bekeer tot die Here. So daar was 'n hartgrondige verandering in hulle lewens, alhoewel daar aan die begin hierdie weerstandigheid was teenoor God se waarheid. Die tweede seën is mos vir ons tiperend van hierdie mense met wie die Here altyd kop gestamp het. Hierdie owerpriesters en ouderlinge en skrifgeleerdes en fariseërs en sadduseërs. Hulle was aan die ander kant weer soos hierdie tweede seun, wat dadelik gesê het, ja Heer, maar hulle het nooit gegaan en gaan doen wat die Heer gesê het nie. En dit was so typerend van die tyd van die Here Jesus en die tyd van Johannes die Doper. Dit was die fariseërs en die owerpriesters en die skrifgeleerdes wat as die kerklei bekend gestaan het. Hulle het bekend gestaan as die mense wat die woord ken, hulle het bekend gestaan as Christene in ons tyd. En hulle het met die mond bely, ons doen wat die Here van ons vra, maar hulle werke het absoluut dit verloon wat hulle mond dan van gepraat het. En dis waaroor die Here Jesus hier praat. En hy sê vir hulle baie duidelik, hy sê vir hulle, julle eie monde veroordeel julle, want in julle belydenis dat julle aan God behoort, sê julle eintlik direk deur julle dade, dat hierdie belydenis eintlik niks seggend is nie. Kom ek gaan vir u gou lees, in die Ou Testament vind ons presies dieselfde. Daar in die Ou Testament, in Maleagi 1 vers 6 vra die Here die vraag, 'n seun eer die vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskaar aan julle, o priesters, wat my naam verag. Alreeds in die Ou Testament sien ons hierdie tendens, wat dan ook oorgaan in die Nuwe Testament, terwyl Jesus op aarde was, van die kerklei, wat met die mond iets gepraat het, maar hulle dade het verloon wat hulle gesê het. So wat is die toepassing op my en jou? Ag vriende, die toepassing is redelik eenvoudig. En dit is dat ons woorde en ons dade moet mekaar komplementeer. Dit help nie ons sê, ja Heer, ons sal in u wingerd gaan werk, en ons doen nie wat ons gesê het nie. Dis belangrik dat ons hierdie gesindheid sal hê, as ons met die mond iets sê, dat ons ook met die daad dit sal doen. So die praktiese les vir jou en vir my is dat ons woorde en ons dade mekaar moet komplementeer. Sê die Here nie vir ons baie duidelik in Lukas 6 vers 46, moenie sê Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En dis baie belangrik. Die fariseërs het gesê, Here, Here, maar hulle het nie gedoen wat God gesê het nie. Aan die ander kant het die hoere en die tollenaars aanvanklik apaties gestaan van die woord, en opstand gewees teenoor God se woord. Maar die Here het genade gegee dat hulle sonde kon sien en hulle verkeerde dade kon sien en hulle het berou getoon en hulle het tot bekering gekom en hulle het in die akker van die Here gaan arbei, wat hier maar as 'n wingerd bekend staan. En dis presies wat die Here vir ons sê in 1 Johannes 2 vers 3 tot 5. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hoe kan ons weet dat ons kinders van God is? Die eenvoudige toets is, kyk na jou en my lewe. Ons is nie volmaak nie, verseker nie. Ons doen nie altyd alles reg nie, verseker nie. Maar as 'n elke dagse, deurgaanse, groeiende, blywende begeerte om God se gebooie te bewaar, nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is, wil ons die vrug dra wat by die bekering pas. En dis die eenvoudige verklaring van hierdie gelykenis. Hier was twee seuns gewees, die een het aanvanklik in ongehoorsaamheid en in rebellie teenoor sy vader opgestaan en gesê, ek sal nie gaan nie, ek sal nie doen wat jy vir my sê nie. En later het hy berou gekry en hy het verander en hy het gaan doen wat die vader vir hom gesê het. En Jesus vra die vraag, watter een van die twee seuns was reg? En die antwoord, die eerste seun. Die seun wat aanvanklik in opstand was en later in berou omgekeer het, omgedraai het en toe gaan doen het wat die vader van hom gevra het. Wat sy seun was verkeerd? Die tweede seun, wat dadelik geantwoord het, ja Heer, daar was 'n mooi gesindheid teenoor sy vader gewees. Maar hier in sy hart was daar geen intensie om die vader se wil ten uitvoer te bring nie. En daarom is dit belangrik dat ek ook ons lewe sal toets aan die hand van die woord.
Want u sien, die Here sê vir ons, en daarmee sluit ek af, daar in Prediker 12 vers 13, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Ek sê dikwels vir Calvin as ons huisgodsdiens hou, onthou, niemand kan sien, ek en jy dien die Here in ons harte nie. Al wat hulle kan sien is hoe ons lewe, hoe ons praat, hoe ons optree. Ons werke verklap wat in ons harte aan die gang is. Ons kan nie iets anders te wees buitekant as wat ons binnekant is nie. Daar is die wat voorgee, ons weet, en die Here is die een wat daar die harte ken. Maar die Bybel sê ons sal vir ons werke dan rekenskap moet gee. Dieselfde vind ons in Openbaring 20, die laaste boek in die Bybel, die 20ste hoofstuk, en daar die 12de vers. Ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Wanneer die oordeel sal plaasvind, sal hierdie eerste seun van die Vader loon ontvang, omdat hy in berou omgedraai het van sy aanvanklike leefwyse en die Here gedien het. Die tweede seun sal geoordeel word deur sy werke, omdat hy iets gesê het en dit nooit gedoen het nie. So die vraag wat ek wil vra, kan jy met sekerheid sê, ek doen wat die Vader vir my sê. Ja, daar was 'n tyd in my lewe toe ek in opstand was teenoor die Here, teenoor sy woord, teenoor sy waarheid, teenoor sy riglyne. Maar ek dank God ek het tot bekering gekom en my begeerte is nou om God se wil te doen. Ag, die pragtige lied. Ek gaan dit vir julle in Engels lees. Die Engels sê dit vir my so mooi. Daar staan, when we walk with the Lord in the light of his word, what a glory he sets on our way. While we do his good will, he abides with us still, and with all who will trust and obey. Dan die koorgedeelte sê, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ag vriende, mag u en ek hierdie man, vrou, seun en dogter wees, wat kan terugkyk oor ons lewe en sê, daar was 'n stadium, wat ek in opstand was teenoor hierdie God en sy waarheid. Deur die genade van Christus en die oortuigingswerk van die Heilige Gees, het ek in geloof en in berou my sonde voor die Here bely, kind van God geword, en nou werk ek in God se akker, om hom te verheerlik, sodat ek eendag loon by hom kan ontvang, vir die werke wat ek verrig het in Christus. Loon om aan sy voete neer te lê, en uit sy mond te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Mag die Here u ryklik seën, en mag hierdie ou kort eenvoudige gelykenis vir u baie beteken. Seën vir u, mooi naweek, tada.